Julle, ek en Dawie ken mekaar van ontbytsake se dae af, maar die man is baie besig. Vanoggend toe vat ek 'n kans en vra vir hom, kan ek met hom gesels? En ek sê nog vir hom, gee my tyd en datum, want jy's baie besig. Ek het nooit geweet hy gaan vir my sê in die volgende 10 minute nie. So, welkom Dawie hier by Krulkop Hub. Dankie, dankie. Lekker om met jou te gesels. Lanklaas met jou gepraat. Ja, En ek hoop dit gaan lyk dit gaan baie goed met jou. dit gaan regtig waar goed met my. Soos ek nou net vir jou sê, ek doen exactly wat ek love. Ek is mos maar 'n mover en 'n shaker en ek hou van groei en al daai goeie. So ja, dit gaan regtig waar goed met my. Maar ek sien dit gaan goed met jou ook. Op social media lyk dit so. Gaan dit regtig goed? Ja, nee, ek kan nie kla nie. My dae is baie vol. Ek kan vir jou sê my dae is baie vol. Ja. Ja. Ek Nee. weet dit, Nee, daar's nog so, yes, ek waardeer hierdie hoor. nee, is baie lekker met jou te gesels, maar ek is besig met allerlei goed. Met die besigheid gaan dit baie goed. Ja, ek is besig met allerlei ander avonture en goed waarmee ek my besig hou en nee, wat, dit gaan baie goed. En die Bitcoin pryse is op. So dis ook nog 'n rede om bly te wees. Nee, ek sien so, want dit is nogal hoekom ek, want jy vra vir my wat, jy weet, dat waaroor wil ek met jou gesels en ek, jy het vir my, ek ken jy nou 'n bietjie van ontbytsake, maar dis meer die werkende kant van jou, jy weet, want jy's 'n aanbieder dit en dat, en ek ken jou as 'n ekonom. Ek sien lately, jy vlieg oral en jy doen al hierdie sport en jy kook. Nou dis die ding wat ek nogal geïnteresseerd is in, is die gekookery, okay? Is dit iets wat jy nog altyd van hou of is dit sommer net 'n nuwe hobby? Nee, kyk, wel natuurlik soos enige Suid-Afrikaanse man kan ek braai en ek hou van braai en dit is lekker om te braai. Ek braai gereeld, braai is my lekker en dit is maar wat ek doen. En wat ek ook baie keer van hou om te doen is om vir die familie ontbyt te maak. Dit hou ek ook nogal van. Maar dis nou sê nou maar Sondagoggend nadat ek klaar by die gym was of klaar fiets gery het of so iets so laatoggend ontbyt te maak. En maar dit is ook maar 'n soort van 'n semi-braai kan mense maar sê. En wat hy dan natuurlik ook baie daarvan hou om daardie tyd van die oggend, so laatoggend te doen, is om 'n skroewedraaier te drink. Nou skroewedraaier, vir die wat nou nie weet nie, is nou gin of vodka saam met lemoensap. Oh, So dis lekker. lekker daardie tyd van die oggend. Maar so ek is glad nie eintlik 'n kok nie, maar daar's een ding wat ek wel kan doen. Behalwe natuurlik nou die braai en die ontbyt maak, maar daar's een ding wat ek wel kan doen en ek sê nou vir jou. Ek maak die beste, die heel beste op aarde. Die heel beste skaapbout wat jy aan kan dink. So ek weet om 'n skaapbout te maak. So dit doen ek en dit doen ek baie goed. So en dan kan jy vertel hoe. Laat Asseblief, ek jou want vertel. ek moet vir Ja, jou ja. sê, my man is apteker, okay, en ons sit altyd vas as dit kom by Kersfees en sulke tipe goed, want hy doen dit, hy gaan volgens die menu. Ek is mos 'n bietjie van 'n loskoppie, ek gaan dit aan soos ek wil. Jy weet wat ek hier gehoor het en daar gehoor het. So volg jy 'n menu. Share asseblief. Nee, ja, wel, hier is baie ruimte vir selfinnovasie in my in my manier. So hier is wat ek doen. Kom ek eers vertel wat ek doen. Onthou nou, ek wil net vir jou waarborg nou dat hierdie spesifieke skaapbout wat ek nou vir jou gaan vertel hoe om dit te maak, is nie goed vir mense cholesterol nie. Hoor. So dis wat dit waarborg jou Maar ek kry om maar 'n jou pilletjie by my cholesterol man. Jy kry 'n drink jy pilletjie kry by my maar net man. drink maar 'n handvol pille. So hier is wat jy doen. Jy gaan die vorige aand, jy wil nou sê net maar jy wil nou volgende dag middagete wil jy nou skaapbout eet. Nou aan die vorige aand vat jy 'n gevriesde skaapbout uit die vrieskas uit. Gevries. Okay? Of jy kan 'n onvriesde een ook vat as jy sou wou, maar dis wat ek gewoonlik doen. Vat 'n gevriesde skaapbout uit die vrieskas uit. Dan vat jy sout, dan vryf jy hom net oor die hele skaapbout. Sommige vat net so sout vryf hom oor die hele skaapbout. Dan sit jy die hele skaapbout binne in een van hierdie oondpanne Mhm. en maak hom toe met folie, die oondpan, met folie met die blinkkant aan die binnekant toe. Sit hom binne in die oond in, sit hom op 100 grade en gaan kyk TV. En dan gaan slaap jy en jy vergeet van daai skaapbout vir 100 grade tot die volgende oggend sê nou maar so 8, 9 uur se koers. OK. Dan maak jy al jou skaapbout uit en dan het jy daai tyd jy nou 'n paar aardappels geskil. So vat jy nou hierso is nou 'n baie belangrike stukkie advies. Jy kan nie te veel aardappels hê nie. Nooit nie. Daar's altyd 'n tekort aan aardappels. So jy kan maar verseker wees, daar gaan vleis oorbly, maar daar gaan nie aardappels oorbly. So, nou vat jy 'n skil en 'n klomp aardappels, dan sit jy dan nou het jy die ding nou al begin. Nou teen daai tyd is die skaapbout eintlik al reeds gaar. Dan sit jy nou jou skaapbout nou die aardappels binne in die pan.
in die vet van die skaapbout, want dit is nou vol vet. Net so terloops, as daar nie genoeg vet is nie, kan jy ander vet bysit. Jy kan ekstra skaapvet bysit as jy sou wou, maar dan moet maar so 'n lekker laagie vet in wees. En dan 'n skaapbout is gewoonlik redelik vetterig. So dan sit jy hom vol pak of vol aardappels, dan sit jy die folie terug. Dan sit jy hom terug aan die oond. OK. Nou jack jy hom bietjie op na so 120 grade toe. Los jy hom daar af vir 2 uur. OK? Hm? Nou haal jy hom uit. En daai tyd is die aardappels nou gaar. Maar nou is die aardappels lekker papperig. Lekker gaar, maar hulle is nog nie lekker crispy gemaak nie. Nou haal jy die folie af. En nou is 'n paar dinge wat belangrik is. Hierdie skaapbout moet omgedraai word. Nou die skaapbout val uitmekaar uit alreeds, hoor. So draai hom om dat hy half onderste bo is en hierdie aardappels kan jy nou ook al begine om te draai. Jy sien aan die onderkant van die aardappels dat hy nou al begin om die vet so in te suig. So draai die aardappels nou om. Jy kan die aardappels so in die helfte deur gesny het al voorheen as hulle te groot is die aardappels. Dan het hy 'n lekker plat kant om op te staan binne in die vet, jy weet. Maar nou moet jy die aardappels begin omdraai. Dis bietjie van 'n storie want hulle breek maklik. So kry net maar 'n skopjie ding om hulle om te draai. En nou draai die aardappels nou om dat hy nou oral hierdie vet nou kan insuig en so aan. Draai die skaapbout op, sit hom terug in die oond en nou begin jy hom te wikkel. Sit jy hom so op na 180 grade toe. Okay, of selfs warm 200 grade toe. Nou wikkel jy hom. Maar nou moet jy hom dop hou, hoor, want die spulletjie kan nou begin brand. So nou so elke sê nou maar so 20 minute of so, jy kan maar sien hoe dinge vorder. Nou haal jy die spulletjie uit. Dan probeer jy die aardappels weer 'n keer omdraai as jy kan. Jy begin jou skaapbout op om te draai as jy kan, maar die tyd val die dinge uitmekaar uit, jy se sien. Wat jy kan doen op hierdie stadium is dat jy kan probeer om daai been, die skaapbout se been uit te trek as jy sou wou. Gewoonlik is dit al so sag, jy kan nie sommer die been uittrek en van die ander beentjies ook wat daar is kan jy uithaal as jy sou wou. En so karring jy nou maar aan in hierdie 100 200 grade dat jy nou maar lekker crispy word as skaapbout en die aardappels lekker crispy. En dan jy kan ook 'n lepel vat en van die vet so oor die aardappels en die skaapbout gooi dat jy probeer hom soort van nat hou met die vet soveel as wat jy kan en wikkel hom op laat hy baie warm word en so karring jy hom aan tot jy reken hy's reg tot hy reg lyk lekker crispy gebraai en die aardappels ook lekker crispy begin jy sien dan begin sommer lekker te braai lekker korsie te kry die aardappels en my bek water sommer so en dan vat jy nou die spul. Nou vat jy nou die speel, dan kan jy die skaapbout nou vat, dan kan jy hom nou stukke sny as jy sou wou. Dan sit jy hom in 'n pan of in 'n bak, die skaapbout wat jy nou stukke klaar gesny het. Sit jou aardappels ook in sommer in dieselfde bak en dan vat jy weer 'n keer daai skoppie of wat noem jy die ding, die eier ding, dan krap jy die spaan ja. Die krap jy nou die los stukkies en aardappels en alles wat nou in die pan oorgebly het, krap jy nou los. Nou gooi jy al die vet bo op alles. Met daai nou, hierdie is nou cholesterol waarborge, né? Dan gooi jy nou al die vet bo oor alles en dan gesit jy dit op die tafel en dan vreet die mense hulle vingers af. Sê ek nou vir jou. Wow. Dis al. So dis al nie Onthou nou, nie. Wow, dis net tyd en hitte, jy moet met jou hitte, jy moet jou hitte ken. speel met jou hitte. En Ja. bly weg, moet nou nie ander twak insit nie. Moet nou nie gaan knoffel insit en peper en goeters, net sout. Rysstokkies en goed nie. Net sout. Dis al wat jy insit. Net sout. Sout, Wow. skaap en aardappels en dat jy vir jou sê, Nee, hoorie maar jy het my nou gemotiveer want ek is altyd bang om dit te maak want soos ek sê ek gedog dit is so moes 'n moeilike ding. Luister maar op kan aan nie moeilik nie. maar op aan nood wil ek gaan vir jou vra. Ek sien jy verjaar die 23ste Junie. So moet jy Nee, 20ste. 23ste. Ja, Ja, 20ste Junie. So moet jy dan kook ook. So hoe gereeld maak jy hierdie skaapbout vir jou mense? Ja, hierdie skaapbout is 'n ding wat nou veral lekker werk in die winter. So ek maak hom in die winter, maak ek die skaapbout. Net so te loop, jy kan dit dieselfde doen met 'n springbokbout byvoorbeeld. Maar Okay. springbok en wildsbout is natuurlik baie droog. So dit is 'n groot probleem. So jy sal 'n wildsbout sal jy voor die tyd sommer goed moet stop met skaapvet. Ek hou van skaapvet. Jy kan eendvet ook gebruik as jy sou wou, maar jy moet hom maar goed stop met vet want hy's droog. En dan volg jy dieselfde tipe van resep. So jy moet baie vet ernstig vandaan kry. Wat ek ook al gedoen het, ek het al sommer 'n bietjie olie oorgegooi ook. Dit help ook as die ding te droog is, maar jy moet baie vet insit. Dan kan dan werk dit nogal met 'n met 'n springbokbout ook, maar 'n skaapbout is sonder twyfel die beste. Nee, hoorie, dis goeie advies. So wat gaan jy doen met jou verjaarsdag? Nee, ek het nie 'n benul nie. Hoe oud word jy laat ek hierdie kom wat sê jy? Hoe oud word jy hierdie jaar? Want ek sien dit in Ek 79 matriek geskryf. So hoe oud is jy? Ja, hierdie jaar word ek 64. Laat ek gou kyk wat gaan ek doen. Ek gaan dis 'n Vrydag, dis 'n donderdag sien ek is 'n Vrydag. Ek is 'n spreker die vorige dag by 'n klompe plekke. Ek doen vreeslik baie public speaking en dan die 64. Hoe weet ek goed hoor? Is jy reg 64? My genade. Ek ja, sal en dan die nooit volgende dag weet.
En ek sien die volgende dag is ek ook 'n spreker by 'n klomp plekke. So dit lyk my op daai spesifieke dag het ek 'n paar vergaderingkies en televisieopnames en so aan. So nee, maar ek het niks spesifieks beplan vir my verjaardag. Op die groot nommers doen ek gewoonlik iets. Op my 60ste en op my 50ste en so aan, dan hou ek gewoonlik een of ander uitspattige party. Jy Uitspattig. weet? Ja, want die lewe is te kort, mens moet uitspattig wees. Hoor, die een ding wat ek vir jou graag wil vra, né? Want ek het jou interview gesien met Rob. Nou ek is mal oor Rob. So ek sien jy vra vir mense op Facebook wat het hulle daarvan gedink. Nou ek het dit baie geniet. Ek wil in feite nog gehad het. Ek dink jy en hy moet weer gesels want ek hang aan altyd van julle se lippe en ek hou van hoe julle dinge verduidelik. So wat het jy van die interview gedink? Wat het jy daarvan gedink? Weet jy, dis 'n baie onregverdige vraag hierdie om vir my so iets te vra, Leilani. En nee, maar weet jy hoekom? Ja, Maar weet jy, mense vra baie keer vir my wat is my gunsteling gas nog ooit? Jy weet, dit is nie dit almal is my gunsteling gaste. ja, Almal is my interessant op 'n manier en elke gesprek is my baie interessant op 'n manier. Met Robbe is dit nou was dit ook baie interessant want hy bring nou iets spesifieks. Hy het baie sterk standpunte oor goeters. Hy glo baie sterk in sekere goed. mm, Hy's baie intelligent. Hy's 'n baie vermoënde mens. Hy's ryk, met ander woorde. Hy het baie ondervinding. En soos ek gesê het, baie sterk standpunte waarmee ek nie alles mee saamstem nie. Hoor. ja, want dit is Uh een ding wat ek gehou het van wat jy teen die einde gesê het. Jy het vir hom gesê op die ontbytsalong, as ek nie van iets hou nie, gaan ek jou sê. En toe dink ek, ja, daar's die Dawie nou wat ek ken. Ek hou daarvan ja. dat jy so is. So en onthou nou, hy het baie sterk standpunte oor byvoorbeeld oor my vakgebied, oor ekonomie. En ek moet vir jou sê, party van die goed weet hy nie hoe dit werk nie. So moet ek sommer reguit vir hom sê. Ek sê Ja, dit ja, ook vir ja. hom en ek het dit vir hom gesê. Ja, So ek verskil met hom met sekere goeders, maar dit was my 'n baie lekker gesprek. Om met iemand te gesels wat duidelik goed ingelig is oor baie goeders, oor die ekonomie en finansiële markte en sulke tipe en 'n baie sterk politieke standpunte ook het. So ja, die ja. gesprek was baie lekker geweest met hom. Ja, Ek hou daarvan ek het dalk my vraag verkeerd gevra. Ek het eintlik bedoel presies wat jy nou gesê het. Het jy dit geniet? Weet, was dit ja. jou is dit ook 'n gesprek wat jy voel jy kan aanhou mee gesels want julle albei is baie interessante mense en julle albei baie sterk standpunte oor goeters. Ja, weet jy, as ek 'n aanbieder is, of as iemand 'n aanbieder is van 'n program, jy weet, dan kan jy nie altyd vir mense sê en vra wat jy wil nie, want hulle is jou gas. Jy's tog nie daar om jou gas ongemaklik te laat voel nie. Jy's tog nie daar om jou gas vas te vra of so iets nie. Dis nie wat jy wil doen nie. Jou gas moet tuis voel by jou. En so ek het nie vir hom altyd alles gesê wat ek graag sou wou gesê het nie en ek het ook nie met alles verskil wat ek graag met hom sou wou verskil het nie. Ek dink nie die platform van ontbytsake is die regte platform daarvoor nie. Jy kan bietjie verskil. En as ek my ekonomiese goeders doen of as ek met die nuus persoon van die week praat oor nuus of wat ook al, dan kan ons nou miskien sterker standpunte inneem oor goeders, maar ek kan nie my gas oordonder oor my spesifieke standpunte oor goeders nie, want dit gaan oor die gas se standpunte, nie oor myne nie. Ja. 'n Ander tipe van platform, sal ek nou nogal graag wel miskien ook 'n aanbieder wil wees, maar dan sal ek baie sterker moontlik met Rob sou verskil het en dan kan ons nou werklik waar in 'n debat gaan oor sekere goeders. Maar onthou nou, die platform van ontbytsake is om die gasse standpunt oor goeders te kry, nie my standpunt oor goed te kry. Dis die idee. Wat dan beteken ek sommer 'n bietjie sagter moet hulle as wat ek andersins sou gewees het. Ek hoor jou. Hoor jy op, Noot, baie geluk. Ek sien ontbytsake is 25 jaar oud. Dis absoluut 'n Ja. amazing success storie as ek dink hoe dit begin het en ons. Dit is regtig waar wonderlik. En waar ek ook al gegaan het al, die mense het gehoor daai tyd ek werk vir ontbytsake, het baie mense gedink, "O, sê vir groete vir Dawie." Hulle dink jy sit letterlik langs my, weet. En jy's my op die gesig van ontbytsake. So, maar wel dan 25 jaar. Ek dink ontbytsake vir my van 'n besigheidspunt af wie kyk ek nou daarna en ek voel trots om te sien waarna toe dit op pad is en hoe dit stick with the times, jy weet. So whoever dit doen, wel dan aan die hele span, jy weet, ek dink daar is positiewe dinge wat by ontbytsake gebeur. Dit lyk vir my so van 'n kyker se point of view af, jy weet. Weet jy Leilani, ek bied dit nou van die begin af aan, hè. Wow, Dis is baie dit? lank. Maar Oh, weet jy ek het nog nooit aan myself gedink as 'n televisieaanbieder nie. As iemand my vra wat ek doen, dan gaan ek wel sê ek's 'n ekonoom. Ek dink nog steeds nie ek's 'n televisieaanbieder nie. Dis nie dat ek dink nie aan myself as 'n aanbieder nie. ja, want dis nog iets wat ek jou wou gevra het. Want jy word 64 en jy het al 'n baie dinge in jou lewe gedoen.
Want jy's ook 'n waghals as ek kyk na hierdie Cessna trips van jou, ons lyk of jy you living the best life, okay? Maar te wonder ek as jy nie iemand nou by braai moet verduidelik julle nou vir hulle, sê nou vir hulle, hoor ek sê ekonoom. My een vriendin Greta, sy het altyd gesê sy pa was so gatvol om vir mense te sê wat hy doen. So hy het gesê hy speel klavier in die hoeras. So sê jy nog vir mense jy's weet 'n ekonoom of ja, of, Nee, weet jy, ek het nogal wat ek kyk ek doen verskriklik baie openbare praatjies wat ek by mense gaan, maar verskriklik baie. Ek doen seker 100 'n jaar wat ek so voor mense in by maatskappye of by sakekamers of boereverenigings of wat ook al fondsinsamelings of sulke goeie waar ek praat oor die ekonomie en politiek en goeie. En as mense my altyd vra waartoe gaan ek, wat ek sê, dan sê ek is nou op pad na 'n paaldans toe. So ek sê vir die mense ek doen 'n paaldans. Nee, en wat ek nou nog doen, Lelani, wat ek nou nogal doen. paaldans. Ja. Maar wat ek ook nou nogal doen as ek in die ateljee is en daar kom nou gaste by die ateljee en hulle weet nou nie wie die aanbieder is of so. Wat nou nie baie gebeur nie, hulle weet gewoonlik voor die tyd wie is die aanbieder en wie waar, jy weet. Maar partykeer kom iemand aan en dan weet hy nie wie die aanbieder is nie. En dan probeer hy nou vasstel wie die aanbieder is. Dan gaan stel ek myself altyd voor as die ou wat die ligte doen. So vertel ek hom ek doen die ligte. Totdat die program begin, dan sien die ou wat die ligte doen is die ou wat die onderhoud met hom. Ja, ek het sulke. Oh, jy straks. Nee, Ek want jy het my ook al geïnterview, maar jy's baie goed met icebreaking. Jy's baie goed met dit om iemand ongelooflik gemaklik te laat voel. Dit moet ek sê. Jy's baie goed daarmee. maar daar's 'n kunsie daarin. Okay? Daar's 'n paar nee, daar's 'n paar triks wat ek trek wat die mense, hulle besef dit nie altyd nie. Een ding wat nogal baie goed werk, is iemand dalk moet sit en jy moet 'n onderhoud doen oor iets. En die mense is baie op hulle senuwees. Voor die tyd vertel ek hulle, moenie vir 'n kamera soek nie, kyk net met my, praat net met my, moenie opspring en uithardloop nie, maar daar's kameras, ons sê vir jou sê wanneer jy moet gaan en dan sê ek vir die mense, ek sal sorg dat jy goed lyk. Ek sê dit vir die mense voor die tyd. En dan nog 'n ding wat ek doen, as ek begin met die onderhoud, probeer ek gewoonlik 'n vraag vra wat niks te doen het met die onderwerp nie. So byvoorbeeld kan ek vir jou sê, so ek gaan nou met jou vanoggend gesels oor klereverkopers. Jy het 'n klerewinkel byvoorbeeld en dan gaan ek die eerste vraag vir jou vra, so was die verkeer besig geweest vanoggend? Want dan het jy kop op 'n ander plek. Want mense het hierdie idee van wat gevra gaan word, hulle werk al klaar die antwoorde in hulle koppe uit. En dis verkeerd, dis 'n gesprek, dis nie 'n onderhoud nie. Dis 'n gesprek, sien dit is 'n gesprek. En as hulle nou al hierdie vooraf opgestelde antwoorde in hulle koppe het, dan stotter hulle want hulle moet nou die ding opsê soos hy in sy kop klaar voorberei is en dis verkeerd. Presentasie, ja. Gooi hulle so 'n bietjie van die spoor af, vra vir hulle hoe lyk die weer buitekant, dan dink hulle aan iets anders vir 'n oomblik, dan vra jy oor die onderwerp en as die persoon bietjie begin vashak en dan vul jy maar sy woorde vir hom aan so 'n bietjie, laat hy net so 'n bietjie weer op die spoed kom. Jy kan sommer in hulle oë sien, goed, nou is hy weer terug op die spoor. Dan kan jy los, dan kan hulle weer aangaan. So daar's maar maniere om mense te, soos wat hulle sê, te vang. So Ja, dit en kan overwhelming wees, jy weet vir 'n persoon. Hoorie so ons nog net twee goedjies saam met ons aflei. Ek wil altyd ek love dit om met jou te gesels, maar daar een ding wat my intrigue van jou is. Ek onthou jy het met een van 'n sangeres een keer op TV. Jy kan mos daai taal praat wat jy die P voor elke woord sit. Hoe werk die dit? pitte pis papaja pap en pakkepik. Dis peetal. Ek het gesê Tina, maar ek freaking love dit. Nou van die dag af wat ek dit gehoor het, love ek dit en ek het al probeer maar hel dit. Die pitte pis nippie. Die pitte pis op. Lelani. Hoor hierso? Ons gaan nou afsluit. Kan jy net laastens is jy nog daar? Lelani, ek is jammer nou, hier het nou 'n ding ingekom wat ons nou 'n bietjie onderbreek het vir 'n oomblik. Maar ek sê vir jou, is jy nou weer terug? Ja. Nee, Sorry, iemand het my nou net gebel en gaan my rekenaar af. ja. So wat ek gesê het, die pitte pis papaja pap en my pakkepik. Hoorie, ek moet vir jou sê dit is my verskriklik van nie, maar ek dink dit is baie oulik. Dis baie oulik. Hoorie op 'n noot, kan jy asseblief vir nou wat word daai taal genoem? Daai spesiale Peetal, dit's peetal. Peetal. Okay. Jy kyk, jy sit dit na die eerste letter van 'n woord. So byvoorbeeld die woord sê nou maar dink. Mhm. Nou so dan sien jy die D en dan volg jy na die eerste letter van die woord sit jy 'n P in. So dink gaan de pink wees. Die punt. O, is dit wat jy doen? Dis al wat jy doen met al die woorde. Ek So hoor die jy maar pitte pis papaja pap my pakkepik. hoorie.
Dit is baie oulik. Ek moet vir jou sê, dis 'n party triek. Ek kan geld gemaak het met jou as ons sou saam gekuier het. Luister dan laasens, wat is jou raad hier op 12 Mei 2025 vir Jan Alleman, die persoon soos ek op straat, as dit kom by ekonomie? Het jy enige raad vir die persoon wat nou luister en daar sit met 'n ou bietjie geldjies, want ek word 51 en ek kry my anniteit as ek nou 55 word nou. En ek sê nou vir myself, Lelani, beter na Dawie toe gaan wanneer dit gebeur, okay? So is daar enige raad wat jy het vir my audience wat 50 plus dames is? Ja, ja, bring die geld vir my. Dis die raad. Doen wat Lelani Ja, wil. ja. Nee, maar ek is dood ernstig. Bring dit vir my en dan sal ek sorg dat een van my mense my help. Want elke persoon is anders, hoor. So ek kan nie net sommer vir jou sê die raad is A, B en C nie, want elke mens is anders. Ons moet kyk wat is jou risikoprofiel, wat wil jy bereik, wat wil jy doen, wat bla bla bla. En dan werk ons daar volgens vir jou spesifieke plan uit. En dis van die gewone goeders wat belangrik is, sorg dat jou eie finansies in orde is, sorg dat jy begroot, sorg dat jou beleggings goed gediversifiseer is. Moenie te min risiko neem nie. Mense is baie bang om risiko te neem. Dis baie keer nie die regte ding nie. Neem risiko. Risiko is niks meer verkeerd nie. Dit moet net die regte tipe van risiko wees. So dit hang nou maar af van ek moet vir jou sê dis wild te buitekant, hoor. Dit gaan nie goed met hierdie land ekonomies nie. Gaan baie sleg met hierdie land. Ek En weet. dit die hoofrede daarvoor het te doen met 'n destruktiewe regering. Die ANC is 'n destruktiewe mag wat hierdie land ondermyn en ondergrawe en dis die rede hoekom ons so sleg doen, die ANC. So ons het 'n baie groot en 'n belangrike verantwoordelikheid in Suid-Afrika. Ons moet ontslaa raak van die ANC. Dis 'n destruktiewe mag wat baie skade aan hierdie land aanrig. Dink jy dit gaan nog in my en jou leeftyd gebeur? Hmm, Okay, Wat gaan gebeur met so 'n bietjie geluk met die volgende verkiesing? okay. Hoorie Dawie, dit is nou regtig lekker om met jou te kuier. Sommige so vinnige, jy weet, woeps, daar waps, dan gaan ons. Ek waardeer jou tyd. Ek weet jy's 'n baie besige man en luister, geniet jou dag en ek praat seker met jou verjaarsdag. Dankie Jan, lekker dag vir jou. Bye bye. Bye.